Action SA lê 'n strafregtelike klag teen president Cyril Ramaphosa en motoriste moet hulself vir nog 'n moontlike brandstofprysstyging. Goeiemiddag, dit is tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. Ek is Walter Ernst. Action SA het vandag 'n strafregtelike klagte teen president Cyril Ramaphosa oor die Phala-Phala-skandaal ingedien. Die klag sluit bedrog, myneed en die oortredings van die wet op die voorkoming en bekamping van korrupte bedrywighede in. Die party beweer dat nuwe onthullings op 'n groter bedrag geld dui wat in 2020 op Ramaphosa se plaas gesteel is as wat daar oorspronklik gemeld is. Action SA se nasionale voorsitter, Michael Beaumont, sê dat die beweerde versuim om die akkurate bedrag te verklaar ondersoek moet word en beklemtoon dat niemand, inklusief die president, bo die reg verhewe is nie. From documents in the NPA that more than 15 million rands worth of expenses have passed through the accounts of just one of the accused robbers in this matter, when only 8.75 million rand in the exchange rate at the time was reported. Action SA contends this is a contravention of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act that requires disclosures of any amounts exceeding 100,000 rand, that it is fraud to mislead the uniformed men and women of this country in a criminal investigation, and it was perjury when statements were concluded that falsely reported the quantums of money stolen at Phala-Phala. Die minister van basiese onderwys, Siviwe Gwagube, sê daar is tans geen bewyse van kriminele optrede in die 1,6 miljard rand se handboektender vir die grondslagfase vir 2027 nie. Die tender het onder skoot gekom nadat 'n deel daarvan toegeken is aan die nuutgestigte Lighthouse Publishing, wat geen bedryfsgeskiedenis het nie. Gwagube het die parlement se onderwyskomitee ingelig en die nasionale tesourie gevra om die verkrygingsproses te ondersoek. Sy sê hoewel daar geen bewys van misdadigheid is nie, het 'n voorlopige interne audit wel sekere rooi vlae en kommerwekkende bevindings uitgelig wat verdere ondersoeke vereis. Motoriste in Suid-Afrika kan aanstaande maand nog 'n skerp brandstofprysverhoging verwag. Volgens berigte kan petrol met tot R2.20 per liter styg, terwyl diesel met minstens R3 duurder kan word. Die verwagte verhogings word toegeskryf aan stygende wêreldoliepryse weens die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste en onsekerheid oor die skeepsverkeer deur die strategiese straat van Hormuz. Die Durbanse Sakekamer sê die verhogings gaan 'n groot uitwerking op sakeondernemings, landbou, vervaardiger en openbare vervoer hê. Statistiek toon dat petrolpryse sedert 1976 met meer as 12.000% gestyg het. 'n Individu wat roekeloos in die nasionale Kruger-Wildtuin gery het op sy sosiale media platforms om verskoning gevra. Die persoon is as Petrus Janse van Rensburg geïdentifiseer. Volgens Sanparke wys die beeldmateriaal hoe Janse van Rensburg deur riviere ry, geslote paaie ignoreer en gevaarlik bestuur, wat 'n ernstige oortreding van parkreëls en omgewingswetgewing is. Sanparke sê gedrag soos die bedreig nie net wild en ekostelsels nie, maar ook besoekers se veiligheid en sal nie geduld word nie. Sunparks does an incredible job and the Kruger National Park 100% deserved that respect from everyone, including me. I fully understand why what I did created reaction and I take all of your concerns very seriously. From here on out, everything I do in the national parks will reflect the respect they deserve. My goal has always been to help young South Africans like me also make money online. It was never to set a bad example like this and I sincerely apologize. En dit was ligte, kamera en aksie vir 3 baie belangrike rotte in Randburg, toe die knaagdiere koninklike behandeling op 'n filmstel gekry het. Die dierebeskermingsvereniging in Randburg en Gauteng se inspekteur Bongani Khumalo het onlangs as persoonlike leiwag vir die langstert filmsterre opgetree nadat die filmspan die tak van die DBV geskakel en hul hulp vir die versorging en beskerming van die diere op die filmstel versoek het. Die DBV in Randburg se Cynthia Bezuidenhout sê dis baie belangrik dat hulle intree wanneer daar van diere in films en televisieproduksies gebruik gemaak word. Ons sien altyd die nes van diere wat gebruik word in die filmindustrie en even in algemene lewe wat nooit mooi na gekyk is nie. So ons, nie dat ons baie sulke oproepe kry nie, maar dit was nogals baie interessant. Jy leer ietsie elke dag, ietsie nuuts. En
dit is belangrik. Ons wil weet, is die diertjie okay, al is dit 'n rot, al is dit 'n hond, al is dit 'n perd, dat hulle net mooi na gekyk word en Inspekteur Khumalo was baie ek dink bevoorreg, want dit is ietsie wat ons ook al baie dag sien, elke dag sien dat hulle die kleinste ou dingetjie so mooi na gekyk word. En dit bring ons aan die einde van vanaand se visuele nuusbulletin. Pretoria FM se nuusspan is môre aand weer terug om jou op hoogte te bring van alles wat jy moet weet. Totsiens.